is Stalplein, suidoos van die parlementsgebouekompleks. Stalplein, so genoemd na die stalle, wat op aanbeveling van gouverneur W.A. van der Stel in 1705 hier gebou is, lê aan die bekende tuinhuis, stadstuiste van die staatspresident. Met 'n blik na die ooste, waar die ruiterstandbeeld van generaal Louis Botha, eerste premier van die destydse Unie van Suid-Afrika, nou op die Stalplein na 'n nuwe staanplek verskuif het. Vir hierdie geleentheid vandag is daar luisterryke deelname deur die verskillende dele van die weermag en ander dienste beplan. Hier is 'n groot aantal eregaste wat bestaan uit lede van die parlement en diplomatieke verteenwoordigers en hul gades. Oudgediendes van 12 verenigings van oor die hele land en ook die Drakensbergse Seunskoor. Die orkes van die Suid-Afrikaanse Kaapse Korps tree ook op. En in die woorde van een van ons digters gaan dit 'n fees van liefde en toewyding wees, van 'n geleentheid ter onthulling van 'n pragtplein en die aansteek van 'n vlam van herinnering van ons land om sy gesneuweldes te gedenk. Staatspresident P.W. Botha en sy gevolg, wat bestaan uit die hoof van die weermag, generaal Jan Geldenhuys, die administrateur van Kaapland, meneer Jean Louw, die burgemeester van Kaapstad, meneer Makowitz, die directeur-generaal van Openbare Werke en van Grondsake, meneer Piet van Blommestein en generaal-majoor Webster. ...103 manne wat die erewag vorm, manne van die staatspresidentswag. Die tradisionele inspeksie van die erewag sal nou plaasvind. Die wagbevelvoerder, kommandant Fritz Weilbach, sluit nou aan by die staatspresident en sy gevolg. Gevolgd deur president Botha en die minister van Openbare Werke en van Grondsake, Dr. Lapa Minnick, wat vroeër reeds die verwelkoming behartig het, en dan die hoof van die Suid-Afrikaanse weermag, generaal Jan Geldenhuys. Die orkes van die Suid-Afrikaanse Kaapse Korps, wat by hierdie luisterryke geleentheid optree. Stalplein met sy viskubpatroon, keistene, wat 'n baie besondere effek het in hierdie herbeplanning van hierdie historiese plein. Voor hierdie geleentheid is die skriflesing en gebed deur die kapelaan-generaal van die Suid-Afrikaanse weermag, generaal Chris Nodé, behartig. Sy boodskap was uit 2 Petrus 1, 'n boodskap van vrede, wat ook opgevolg is deur die Drakensbergse Seunskoor onder leiding van Christine Ashley Botha se Psalm 121, ek slaan my oë op na die berge.
Ministers, Excellencies, Generaal Geldenhuys, officieren, adjudant-officieren, distinguished guests. Uitgediendes wat ook 'n groot aandeel aan vandag se seremonie hier op Staalplein het, beweeg nou na die tuin van herinnering in die noordoostelike hoek van Staalplein. Mense wat vir Suid-Afrika opgeoffer het. Hulle is nou by die plek waar die vlam van herinnering deur die staatspresident aangesteek sal word. Vlagdraers van die Suid-Afrikaanse weermag en ander dienste wat ook nou na die gedenktuin beweeg. Vooraan die twee draers van die vlag van die Suid-Afrikaanse weermag, gevolg deur vlae van die Suid-Afrikaanse polisie, die Suid-Afrikaanse spoorwegpolisie en daarna die vlae van die ander afdelings van die Suid-Afrikaanse weermag. Dit is die lugmag, vloot en geneeskundige dienste. Erewag in die gedenktuin wat uitgemaak word deur oudgediendes en aan weerskante die vlagdraers. Terwyl die Drakensbergse seunskoor Psalm 23 in Engels sing, die Here is my herder, maak die staatspresident en sy gevolg gereed om ook nou na die gedenktuin te beweeg. Vooraan 'n oudgediende, destyds sergeant-majoor Errol Simpson, en langs hom 'n verkenner R. Bruins. Hulle dra die fakkel vooraan, symbool van die opoffering vir Suid-Afrika. Die veteraan en die jongeling wat sy diensplig verrig, wat die fakkel dra, wat die vlam van herinnering sal aansteek. Dan die twee eerste kan gevolg deur die staatspresident met langs hom minister Madden. In hierdie hoek van die gedenktuin waar die vlam aangesteek sal word, staan ook 4 skildwagte. Mr. State President, it is my privilege and honor to request you, in the name of all military veterans of our beloved land, to light the flame of remembrance which will burn in perpetuity. Staan asseblief vir die aansteek van die vlam van herinnering. I do so with pride. Ek doen dit met groot respek. Die vlam van herinnering wat nou sal brand ter herdenking
aan hulle wat vir Suid-Afrika oor see en in Suid-Afrika gesterf het. Terwyl die laaste tattoo gespeel is, gaan die gedagtes terug na hulle wat in diens van Suid-Afrika gesterf het. Mense wat in oorloë in die woestyn van Afrika en op die vasteland van Europa gesterf het. Mense wat in die ooste vir Suid-Afrika gesterf het. Mense wat in die operasionele gebied die hoogste offer gebring het. En mense wat ook binnelands in diens van Suid-Afrika die lewe gelaat het. Terwyl die oggendsignaal nou 'n nuwe toekoms simboliseer, word die podiumvlag gehys. En sodra die vlag bo is, sal die hoofhekvlag ontplooi word. En hierna vind 'n kranslegging plaas in die gedenktuin. Vier landsvlae wat te ontplooi. Lid van die Drakensbergse Seunskoor, 'n sololewer in die bekende Holy City. Hoof van die weermag het pas die kraans gelê. En met die son wat pas deurgebreek het deur die mistige Kaapse oggend,
Die erewag, die staatspresidentswag, wat gereed is vir hulle volgende bevel. Die fakkel waarmee die vlam van herinnering aangesteek is, word nou deur die veteraan Errol Simpson aan die hoof van die weermag oorhandig, wat dit op sy beurt weer aan die staatspresident gee vir veilige bewaring. En weer by die veteraan, oud Sergeant-Major Errol Simpson. Een historische geleentheid wat vanoggend hier in Kaapstad afgespeel het op Stalplein, waar Stalplein in sy herboude vorm nou ook vir die publiek toeganklik sal wees en waar die tuin van herinnering daardie gedagtes sal oordra van hulle wat vir Suid-Afrika gesneuwel het. Hiermee is die verrigtinge dan afgesluit en skakel ons terug na die atelier.